Ek is vanmôre bly en dankbaar om die woord van die Here aan die voor te kan hou soos wat die Here dit vir my gegee het. Met die tema wysheid plus kennis is gelyk aan vreugde. Nou ek raak sommer opgewonde want ek is baie lief vir wiskunde en ek weet meeste van u wat hier sit is baie lief vir wiskunde. Veral ons jonges, hulle is baie lief vir wiskunde. Is hoekom hulle die slaagsyfer 20% gemaak het. Want hulle is baie lief daarvoor. Hulle is net nie altyd goed met dit nie, maar hulle is lief daarvoor. Want 2 uit 10 is volgens hulle deur. Dis nou net vir die by persentasie kon uitwerk, is 20%. Stellig nie. OK, maar kom ons lees. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Prediker 2 vers 26 sê die woord van die Here: wat aan die mens wat goed is voor sy aangesig. Want aan die mens wat goed is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar gee hy die taak, die werk, die opdrag om bymekaar te maak en op te gaar, om dit te gee aan hom wat goed doen voor God. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Is dit nie 'n lekker skrif hierdie nie? Dis 'n bietjie 'n lekker skrif vir ons. Die wêreld is lief daarvoor om ons so 'n bietjie te knyp met 'n skrif of ons so nou en dan bietjie te vat. Hierdie is bietjie 'n lekker een. Terwyl hulle sê wat hulle wil, hou ons in gedagte. Maak maar so lank by mekaar. Die Here gaan dit in elk geval net vir my gee. Amen. Snap jy die skrif? Verstaan jy wat hy sê? Hy sê die wêreld moet bymekaar maak, want God vat van die onregverdige en hy gee dit vir die regverdige. Want God sê, vir julle wat my dien, vir julle wat in my voorneme bly, vir julle gee ek wysheid, kennis en vreugde. Sê amen. Woo, glory to God. Weet jy wat is vreugde? Een van die Engelse woorde vir vreugde is joy. Is vreugde, blydskap. En ek wil hê jy moet verstaan, ek gaan dit nou mooi en diepte bietjie met u deel. Maar die woord van die Here sê vir ons op 'n plek baie duidelik, hy sê dat die blydskap in die Here is julle beskutting. Dis die armor wat jy aantrek. Dit is jou beskerming teen die aanvalle van die vyand. Wat is jou beskerming? Jou blydskap en jou vreugde. En wat is die eerste ding wat die duiwel by ons wegvat wanneer ons bietjie depressief raak of vol stories raak? Is ons vreugde en ons blydskap. Nou ek wil hê jy moet vanmôre hierdie saak verstaan. Die wêreld dink dat blydskap kom deur prestasies. Hulle dink dat hierdie sukses in die wêreld en vreugde kom deur geld te bekom. Dit kom deur besittings, dit kom deur geleerdheid, dit kom deur vermaak. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, Prediker het alles geweet. Hy wat hier geskryf het, is eerlik. Hy het alles gehad en hy sê, en tog roep hy uit, alles is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Al hierdie aardse goed. Daar's 'n ou liedjie wat sê, this old world can never hold me, any moment I'll be gone. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie wêreld en sy dinge. As jy hoop op hierdie wêreld, om in hierdie wêreld suksesvol te wees, en in hierdie wêreld die lewe te geniet, wil ek vir jou sê, Paulus skryf, dan jy maar die ellendigste van alle dinge. Ellendigste van alle mense. Maar dan kom hierdie kragtige waarheid wat Prediker 2 vers 26 sê, wat ek nou vir jou aangehaal het, wat sê, ware vreugde is nie 'n produk van besittings nie, maar dit is 'n gawe of 'n geskenk van God. Sê amen. Ware vreugde is 'n geskenk van God, en ek wil vir jou sê, jy het nie nodig gehad om ryk te erf nie, jy het nie nodig om te weet, jou pa is in 'n welgestelde posisie, of jou ma het dit of dat nie, jy moet net weet, dat die koning van die konings is jou koning vanmôre, Jesus is jou middelaar, en God sal jou antwoord, en God sal jou help, sê amen, want dit is joune, dit is 'n geskenk, kom ons eer hom daarvoor, halleluja. Glory to God. God gee 3 dinge saam. Hy noem hulle saam, en want hulle loop saam. Wysheid, kennis en vreugde. Sê gou vir een langs jou, wysheid, kennis, vreugde. Is amper soos afstand is spoed maal tyd.
AST. Julle ken hom, is die formule om uit te werk. As jy so vinnig ry, hoe lank gaan dit jou vat om by 'n plek te kom as dit so ver is? Is 'n basiese formule in wiskunde. Of afstand, ja, spoed maal tyd, of jy kan sê spoed is afstand gedeel deur tyd. Of tyd is afstand gedeel deur spoed. Nou verloor ek 'n hele klomp dadelik. Is nie so moeilik nie, bly by my, is 'n driehoek. Solank jy daai formule verstaan. Wiskunde kan vir jou wees, jy kom daar in die klas en, of dit kan vir jou wees, ja, ek verstaan dit, want ek snap die formule. As jy in wiskunde die formule snap, dan doen jy baie goed in wiskunde, en jy's baie lief vir wiskunde, en jy wil dit graag aanhou doen, want dit is lekker om iets te doen, wat jy besef, die ander kan dit nie doen nie, maar ek kan dit doen. Is dit die waarheid? Ek kon nou nie baie ander goed doen op skool nie, ek kon stout wees, en verder kon ek wiskunde doen. Ek kon wiskunde doen, en ek het daarvan gehou, dit het vir my sin gemaak. En nou kon ek nie wag vir die wiskunde klas nie, want daar is al hierdie super wit broodjies moet kant toe skuif, laat pappa die antwoorde kan gee. Want dis waar ek geweet het. Want ek het die formules gesnap. Ek sê altyd vir die kinders, as jy tot 10 kan tel, kan jy wiskunde doen. Want daar is nie groter getalle as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 nie. Hy word maar net langs mekaar ingepas, of hy word maar net oor en oor gebruik, hy word net geherrangskik, maar op die einde van die dag moet jy net daai basies verstaan, en meeste mense sê, toe, hulle slaat toe voordat dit daar by die deur ingaan, dan kyk hulle jou so, dan weet hy, het lyk of ek vir hulle 'n Franse klas gaan aanbied, hulle is weg, hulle verstaan nie. Nou ek praat nie van ons jonges nie, hulle is almal baie lief vir wiskunde. Pythagoras se stelling is een van die goed wat hy die meeste toepas. Hulle is verskriklik lief vir wiskunde, nê? Ja. Okay. Nou ek wil vir jy moet verstaan dat daar is 'n formule wat God gee. Vanmôre praat die Here met my bidkamer, en as die Here wil, gaan ek dit skryf oor dit, gaan ek praat oor die formules van God. Daar's 'n klomp formules in God se woord. Wat as jy die formules verstaan, sal jy suksesvol wees. Jy kan nie verbuite die formule werk nie. Jy kan nie jy kan nie net gaan en jou getalle verander of jou patroon verander of besluit, ek wil nou sommer sê nee, afstand maal tyd gee vir my dit nie. Jy moet doen wat die formule sê. As jy die formule verstaan, sal dinge vir jou uitwerk. God se woord pas nie by jou emosies aan nie. God sal wel jou geloof eer en jou optel. Maar God spring nie rond vir ons almal se emosies en tantrums nie. Hy sal nogal besig wees. Nee. Nou ek wil hê jy moet verstaan, daar seker goed in die lewe wat vas staan. Of ek nou opstaan en sê, hoekom moet ek asemhaal soos die res van julle om te leef? Ek weier. Ek is anders gemaak. Ek is 'n dit, ek hoef nie asem te haal nie. Dis dalk 'n goeie idee vir hulle. Daar seker goed wat hoort, want God het so gemaak. Amen. Het God dit so gemaak, of is julle ook al bang om dit te sê? Hy wat staan vir niks, val vir alles. Staan vir die waarheid. Amen. Jy kan jou mond opblaas, jy gaan weer afblaas. Op die einde van die dag wil ek vir jou sê, dit is belangrik om te besef, sekere goed kan ek nie verander nie. Dit is die reëls. Nou hier's 'n reël in God se woord, soos baie ander wat ek by geleentheid, soos ek sê, met u sal deel. God se wiskunde, as ek dit so kan noem. Ek sien sommer nou, hy gaan 'n topverkoper wees. God se wiskunde. Ek dink nie ek moet wiskunde bysit nie. Daar sal so 3 of 4 koop. God se sommetjies. Okay. Nou, God sit hierdie 3 dinge saam. Hy sê wysheid, kennis, gee vreugde. Nou, ek deel met iemand hierdie week, ons gesels so lekker, en hy noem half vir my die skrif aan, en toe het aanhaal, toe sien ek 'n hand wat skryf, en ek sien die Here maak vir my 'n formule. En die Here sê, as ek die getalwaardes van hierdie goed gaan begin manipuleer, en dis is nie reg nie, dan sal my antwoord nooit reg uitwerk nie. As jy nie die regte wysheid gaan toepas saam met die regte kennis, sal jy nooit by vreugde uitkom nie. Jou antwoord sal nooit reg wees nie. En op skool kry ons die kinders jammer, veral as jy punte soek, dan merk jy saam met die fout. Hier kan jy nie saam met die fout werk nie. Hierso sê jy moet jou antwoorde reg kry. Jy kan nie die wysheid van 'n mens vat nie, want die woord van die Here sê, wysheid van mens is dwaasheid by God. Dis belangrik dat ons moet verstaan dat ons het die wysheid van God nodig. Kom ons kyk, wysheid is die vermoë om reg te kan onderskei. Wysheid is die vermoë om reg te kan onderskei, om God se perspektief te kan insien en te hê, en om reg te kies, al is dit 'n moeilike taak.
Baie keer wil ons niemand afronteer nie. Ag, okay. Jy kan nie. Wysheid is om die regte ding te doen op die regte tyd, al is dit hoe moeilik. Kennis is insig. Is om in te sien in God se volmaakte plan, is om in te sien in God se woord en om te verstaan wat God se skepingsdoel vir jou en my is. Om God se skepingsdoel te kan verstaan en te begryp in jou lewe. Sê amen. Dit is wat kennis is. En vreugde kom dan natuurlik. Dis nie oppervlakkige geluk nie, dis nie afhanklik van omstandighede nie. Ek gaan nou weer by jou goed uitkom en is 'n diepe innerlike blydskap. It's a joy unspeakable and full of glory. Halleluja! 'n Fontein van lewende water wat uitborrel en hy sal nie toegedruk word nie, want druk jy hom hier toe, dan borrel hy hierso uit. Amen. Woo! Glory to God. Okay. Hoekom lei wysheid en kennis na vreugde? Die rede is want wysheid bring rigting in my lewe. Wysheid gee die rigting in my lewe. Kennis bring die sekerheid daarvan. En saam kom dit by die vreugde van God. Die teenstaande van dit of die kontras daarvan is sonder God se wysheid. Sê baie mooi in die volgende gedeelte van die vers. Maar aan die sondaars gee hy die taak om by mekaar te maak en op te gaar. As jy nie die wysheid en die kennis van God gaan beoefen om by die vreugde van God te kom nie, wil ek vandag vir jou sê, dan is dit alles te vergeefs, soos hy sê in Prediker 1:14, sê alles is dit te vergeefs, dit is 'n gejaag na wind, want baie mense het baie, maar hulle geniet baie min. Ek wil jy moet my mooi hoor, ek sê baie keer die stelling, en daar's 'n paar wat dit al snap, daar's 'n paar wat dit nog nie snap nie, ek wil dit graag weer vir u noem. Daar's niemand so arm soos hy wat net geld het nie. Daar's niemand so arm soos hy wat werk vir sy God wat Mammon is en hy kom nooit by die vreugde van die Here nie. Ek wil vir julle sê ek het al gery by 'n lokasie, dan sien ek daai klein mannetjie hardloop daar met twee sulke lang stokke in 'n buiteband. Het julle dit al gesien? Hy bou sy eie krywe hardloop en hy lag, nee, daai wangetjies is so blink in die oë en die tandjies wys, want hy's gelukkig. Dan sit hierdie skatryk snobistiese kindertjies van ons op wifi, ek het nou net 'n 50 meg lyn, ek weet nie hoekom moet ek so sukkel nie, want ons sit in armoede, my maatjie het 'n 100 meg lyn. Huil hulle oor die wifi, en dan speel hulle daar op 'n foontjie wat R15,000 kos, en huil hulle, want hulle sit in armoede, en in ellende, want die maatjies het beter. Hulle sit dikbek en speel games en waar hulle emeertjies opvlam en dan gaan sê net iets daar, wag dit. Jy sal hoor alles wat jy nie wou hoor nie. Sê jy nou vir my, daai kind het alles in daai huis. Beste van klere, kos, tegnologie, als. Maar is nie geluk in die hart of vreugde nie. Ek sê vandag vir jou, geld gee nie vreugde nie. Rykdom gee nie vreugde nie. Jy kan maak wat jy wil, ek sê dit vir jou gaan bewys op menigte plekke in die samelewing. Dit maak jou lewe baie keer bietjie makliker, ja. Maar rykdom in die Here is deel van seën en sukses. Maar rykdom sonder die Here beteken vir jou niks. Dit beteken absoluut niks. En nou gaan ons terug, gaan kyk ek na hierdie goed, dan besef ek, Here, maar ons sit en ons voel, hoor jy maar, hoekom die of hoekom daai? Maar ek sê vir jou, die woord sê baie duidelik, dat hulle wat die Here nie dien nie, hulle sal by mekaar maak, en hulle het nooit genoeg nie. Ek het, onthou jy die preek van Judas met die beers? Hy het gesoek, hy kon nooit genoeg kry nie, hy was so soekend na nog, dat hy op einde van die dag, sy koning verkoop het. Hy het Jesus verraai, sodat hy kon geld kry. En toe hy het, toe besef hy, okay, maar dis nou niks, dit het vir my niks gebring nie. Toe wil hy het teruggee, toe gooi hy dit daar. Nou ek wil vandag vir jou sê, ek weet van ryk mense, en ek gaan nie name noem nie, maar as 'n paar van jy wat weet, wat so ryk is en soveel geld het, maar op 'n Desember, dan gaan bly in sy kar, of hy gaan bly in 'n goedkoop plekkie, sodat hy sy huis kan uitvier, sodat hy nog geld kan maak, dan is hy al reeds 'n ou wat 50 of 100 miljoen ryk is. Weet jy hoekom? Hy het 'n God wat hy moet tevrede hou. Mense wat verslaaf is, dink jy sommer net verslaaf? Hy het 'n God wat hy moet tevrede hou. Die woord van die Here sê, jy raak 'n dienskneg van die sonde, wat beteken, daar's 'n autoriteit en 'n gesag oor jou, as jy sekere goed toelaat, en jy werk vir daardie goed.
Jy werk sonder ophou. Jy werk jou besimpeld aan dit, as ek dit so kan stel. En jy kry nie genoeg nie. Jy kan nie tevrede hou nie. En tot jy doodgaan die dag, gaan jy versamel. Ek moet nou mooi stel. Nee, ek kan dit eerder nie sê. Nou hoor die mense die goed, dan klink dit nou baie lelik. Ek het te doen gehad met iemand wat 'n multimiljonair is. Nie enkelgetalle nie, dubbelgetalle. Vir wie ek welsyn aandra, want hulle het nie geld nie, ek kan nie deurkom nie. Estimate, konservatief so 15 miljoen sterk. Ek moet hulle help, want hulle skrepeer van ellende. Ek het nie eers naaste by 1 miljoen of 0,5 miljoen nie, en ek is baie dankbaar. En ek is baie gelukkig, en ek kan vir hulle aandra. Hey! Het jy dit al gesien? Want jy kan nie miljoene hê, maar jy het nooit genoeg wanneer jy dit het nie, want dit is nooit vir jou genoeg nie, want jy soek altyd meer, want jy vergelyk jou met ander. Ek vra vanmôre vir jou, het jy die vreugde van die Here, of is jy besig om goed te jaag, wat jy op die einde van die dag elk geval alles gaan verloor, en net moet weggee? Iemand sê vir ons, praat met ons oor iets van 'n ou wat ook gesê het, hy sal nie 'n sent van sy rykdom ooit vir God gee nie, nie eens die Here sê dit by hom kom haal nie. Daarna sterf hy en hy verloor alles. OK, hulle het nie vir hom 'n kussie gemaak met 'n lekker bankkaart in nie, of dalk het hulle gesê, hoorie, ek weet van een ou wat ook gesê het, hy het gesê as hy die dag gaan, wil hy graag sy geld by hom het. Hy wil al sê, toe vat die seun, die dag toe hy dood is, toe sê ek gaan my pa se wens net eerbiedig, en hy skryf vir hom 'n cheque en hy sit dit in die kus. OK, so, ons sal maar kyk of hy hom cash. Die punt wat ek vir jou wil sê vanmôre, dat jy kan besig wees met rand en sent, jy kan besig wees met geleerdheid, jy kan besig wees met 'n ampt, jy kan besig wees met aanstellerigheid, maar op die einde van die dag, as jy nie wysheid en insig het nie, het jy nie die vreugde van die Here nie, en die vreugde van die Here is meer werd as enigiets. Hoekom trou ons? Hoekom werk ons? Hoekom koop ons huis? Hoekom het ons kinders? Doen jy dit net om dit te doen? Nee, jy wil blydskap hê, jy wil vreugde hê, jy wil dit geniet. Wie van julle lewe sommer maar net omdat jy moet? Dan sal fout, ons sien ons beraders. Jy lewe om geluk te hê, is dit so? Ek koop nie 'n yskriem omdat ek honger is nie. Ek eet hom want hy's lekker. Amen. Ja, ek doen goed omdat dit lekker is. Toe die dokter vir my sê, hoor jy sal nou 'n bietjie moet kyk, jy moet begin bietjie oefen. Toe sê ek vir hom, dokter, maar ek doen bilte en ek ry fiets op daai stadium. Ek sê ek ry my motorfiets gereeld en ek ry my vol bilte. Ek gaan nie goed doen wat ek nie like nie. Ek sê vanmôre vir jou, jou lewe rig ons in, vandat ek 'n meisietjie soek, en die meisie se ouetjie soek, sê ek vir jou, kom jy op 'n plek, jy soek geluk, daar's 'n leemte hier binne, jy soek vreugde. Jy soek vreugde, dis hoekom jy doen. Jy werk, jy doen goed, jy werk na 'n punt toe, om vreugde te hê, om eendag as jy ouer is, te sê, ek gaan met pensioen, ek gaan nou my lewe geniet. Van hulle is so doodgewerk in daai tyd, hy het net genoeg om sy mediese kostes te betaal, totdat ons stadig loop en hartseer sing. Hy het dit nooit geniet nie, want hy het gejaag na wind, en het is niks beteken nie. Vanmôre vra ek vir jou, ek wil die vreugde van die Here in my lewe hê, hierso, nou, vandag en elke oomblik van my lewe. My lewe is 'n lied, want as God vir my is, dan is my lewe 'n lied. It's a joy unspeakable. Halleluja, dis heerlik om die Here te dien. Dis waaroor my lewe vir my gaan. So, okay. So dit help nie, jy gaan net na dit nie, want dis hoekom, kyk wat gebeur met die wêreld en met sondaars daar buite. Ware vreugde is 'n geskenk. Dis nie 'n prestasie nie. Hoor jy mooi? Ware vreugde is 'n geskenk, 'n gawe. Dis nie 'n prestasie wat jy behaal nie. God gee wysheid, God gee kennis, God gee vreugde. En die woord van die Here, as jy mooi gaan kyk, die wêreld sê kennis is mag en rykdom gee vir jou geluk en krag. Dis totaal al vals. Die Bybel sê wysheid plus kennis is gelyk aan vreugde, en jy kan maar daarna gaan kyk, is die waarheid. Wat is vreugde? Kom ek deel gou met u oor vreugde. Vreugde is die innerlike toestand van die hart waar 'n mens rus, dankbaarheid en hoop ervaar, selfs te midde van uitdagings. Amen. Dis nie net 'n emosie wat kom en gaan nie, maar dis 'n lewenshouding.
OK? Het jy hom gevat? Kom ons sê hom net die laaste deel weer. Dis nie net 'n emosie nie, dis 'n lewenshouding, is 'n lewenswyse. Party mense as jy daar gaan, jy het nou nie sulke mense nie, maar daar's party mense jy wil nie daar gaan kuier nie. As jy gaan kuier, maak jy net seker jy het nou nie melk of iets naby, want dit word so suur van hulle negativiteit. Hulle is regtig negatief. Jy stap daarin en jy trek sommer so krommal. Hulle is negatief. Hulle praat net negatief, hulle leef net negatief, hulle moan van die oggend tot die aand en ek wens baie keer ons kan vir dokter Phil invoer vir hulle. OK. Nou kenmerke van ware vreugde. Ware vreugde bring innerlike vrede. Jy is rustig binne al woed die storms om jou. Dis hoopvolheid. Jy sien lig selfs wanneer dit donker is en die ander hou die moeilikheid dop. Sien jy die lig? Jy het geestelike blydskap, 'n blydskap wat uit jou verhouding met God vloei en mense kom nader want hulle soek wat jy het. Amen. Amen. En volhoubaarheid, dit hou stand selfs wanneer geluk verdwyn. Dis een van die belangrikste goed. Baie mense ervaar emosie. Vir 'n oomblik as jy nou bly. Jy sal dit nie glo nie, ons kry dit selfs reg om ons tienerkinders vir 'n oomblik happy te hou. Het julle dit reg gekry? As die wifi af was voor jy sit hom weer aan, en dan sy smile so om die gesiggie. Of ons ry en die data is klaar en jy kom by huis en ding 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 ding, jy kom al die WhatsApps deur. Hier daai smile is so groot dit hulle kan vir Colgate gaan kontrak kry. So jy kry dit reg om vir hulle vir 'n oomblik opgewonde te maak. En na so rukkie dan sê opgewondenheid ook maar weer weg. Is soos ons mans wanneer ons 'n nuwe speelding koop. 'n Nuwe golfstel. Hey man, ek voel sommer ek wil dans so opgewonde as ek tot ek hom so 5 houe gegee en dan is my spoed gebreek. Is dit so? Daar is 'n paar goed wat vir jou vir 'n oomblik geluk gee, maar dis nie blywend nie. Nou ek wil hê jy moet verstaan dat daar's 'n groot verskil tussen geluk en vreugde. Geluk is afhanklik van omstandighede. Vreugde is nie afhanklik van omstandighede om vreugde te hê nie. Geluk het die ideale omstandighede nodig, anders is jy nie gelukkig nie. Waar vreugde van die Here is blywend, al is ek in watse omstandighede. Amen. Dan geluk is tydelik, is 'n oomblik, is 'n emosie wat jy ervaar. Vreugde is blywend, dis permanent. Die vreugde van die Here is permanent in jou lewe. Dan kom jy verder. Geluk is emosioneel, dis 'n emosie, soos ek gesê het wat jy ervaar. Waar vreugde is geestelik. Dis 'n goddelike ervaring, is deel van die vrug van die Gees. En dan geluk kom van buite af. Bly by my, geluk kom van buite af. Vreugde kom van binne af. Daarom sê hy, it's a joy unspeakable, 'n fontein wat oorloop. Dit begin binne, dit borrel en dit gaan hier binne aan die gang en jy voel dit loop oor en as dit hier uitkom, hey, ek wil vir jou sê niks kan dit keer nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy by geluk uitgekom of by vreugde? As jy vanmôre nog net by geluk is, nie by vreugde nie, wil ek vir jou sê, is dit dalk tyd om te sê, Here, het ek wel die wysheid en die kennis wat die woord van praat? Ek het 'n een-sin definisie gemaak vir hierdie hele gedagte van vreugde. En hy sê vreugde is die diep, stille sekerheid in jou siel dat God goed is, teenwoordig is, in beheer is, ongeag wat jy sien of wat jy beleef. Amen. Vreugde is daardie seën van die Here. Dit is daardie sekerheid. Sekerheid is belangrik. Want ons almal, wie van u soek nie sekerheid nie, ons soek sekerheid. As ek weet, ek gaan gesond wees, ek weet, ek gaan dit hê, ek weet dit, dan het jy mos nie nodig om te worry nie. Jy mos nie nodig om te stres nie. Nou, op die einde van die dag, vreugde is die diepe, stille sekerheid. Dit is my so mooi. In jou siel, dat God goed is, teenwoordig is, en in beheer is, ongeag wat jy sien, of wat jy beleef. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy kan vanoggend voel, Here, ek hoor wat die man sê, maar dis nie so maklik nie.
Kan ek gou vir jou sê, as jy die formules van God snap, as jy die formules toepas, dan is dit baie eenvoudig. As jy dit op jou eie wil doen, is dit geweldig ingewikkeld. Wanneer jy 'n formule toepas, dan moet jy net die getalwaardes vervang in die formule se name en dinge gaan vir jou uitwerk. Wanneer ek die wysheid van God kry in my lewe, wat nie die wêreld se wysheid is nie, dit beteken ek moet my denke vernuwe om nie soos die wêreld te dink nie, maar soos God te dink. Wanneer die Gees van God in my kom, Jakobus sê vir hom, jy wat wysheid kort kom kan vir die Vader bid wat vir elkeen sy regmatige deel gee sonder hom te verwyd. Jy ken daai skrif. So ek mag dit vra. Dis nie gaan doen dit en dit dan gee ek dit vir jou. Hy sê jy wat wysheid kort kom kan van God bid. OK, Vader, ek kom bid vanmôre, gee vir my wysheid sodat ek hier volk reg kan lei. Gee vir my wysheid om my lewe reg in te rig volgens die woord. Woo, glory to God. Hier is die eerste een in plek. Insig. Waar gaan ek nou insig kry? Moet ek gaan leer? Hoe gaan ek nou? Ons moet nou nie insig en kennis en goed wil verwar nie, nê? Nou, hoe gaan ek nou die insig kry? Weet jy wat is die insig? Wanneer jy die Gees van God in jou lewe het, dan weet jy wat is die insig, want dit beteken jy begin verstaan wat God se plan in jou lewe. God het 'n skepingsdoel in jou en my lewe. Sy skepingsdoel gee vir my daai insig en dis God se wil dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat ons die ewige lewe moet beerwe om hom te eer, om hom te dien, die wêreld te los en by Christus te wees. Jy kan nie aan die tafel van die wêreld en die tafel van die Here sit nie. Jy moet kies. Die paaie is twee, een lei na die hemel, ander een lei na die hel. Hy sê een is die breë pad, een is die smal weg. Dis baie eenvoudig. Jy het nie 'n graad nodig nie. Is baie eenvoudig. So het ek die insig. OK, nou het u die wysheid en u die insig. Nou moet jy net die antwoord neerskryf. Weet jy wat sy antwoord? Beoefen daai en jy sal volkome vreugde hê wat net God vir jou kan gee. Geen mens gee dit vir jou nie. En kan ek vir jou 'n ander ding sê? This joy that I have. The world can't give it and the world can't take it away. This joy that I have, the world can't give it and the world can't take it away. Want dit wat ek nie by die wêreld kry nie, kan die wêreld nie by my wegvat nie. Ek het dit by God gekry en God sal dit vir my hou en God sal dit bewaar in my hart. Ek sê vanmôre vir jou, mense gaan nie jou vreugde wegvat nie. Jy kan besluit om afstand te doen. Dis hoe God werk. Jy doen afstand van jou kunskap ook. Niemand kan jou kunskap by jou wegneem as jy Jesus aangeneem het nie. Niemand nie. Niemand kan dit wegvat nie. Nie 'n kerk nie, nie 'n prediker nie, nie 'n profeet nie, niemand nie. Maar jy kan afstand doen van jou kunskap. Ek kan afstand doen van my vreugde. Maar as God dit vir my gee en ek bly waar ek moet bly, sal ek dit beleef. Dis die woord van God, dis die waarheid. So ek is baie opgewonde om vir u oor die volgende ruk as die Here wil nog 'n paar formules uiteen te sit. Die Here het vir my 'n paar goed gewys. In die lewe kan ons gaan en ons kan die mooi goedjies wil hoor of ons kan lerings vat. Kom ek sê vir jou, preke is baie mooi. Dis vir sondaars tot bekering. Maar lerings is vir die kinders van God om te groei. En ek wil hê jy moet verstaan dat hierdie wat ek vanmôre vir julle gegee het deur die Heilige Gees is sodat ons verstaan. En toe Here dit vir my wys, toe sê ek, Here, ek soek so baie vreugde, ek jaag na vreugde. Het jy geweet jy kan glad nie vreugde self kry nie? Jy kan goed doen wat jy dink die reaksie van vreugde vir jou gaan gee. Jy kan goed doen wat jy dink vreugde in jou lewe gaan opwakker, maar dit doen nie. Dit kan geluk gee vir 'n oomblik. Maar wanneer ek daai formule van God toepas, wysheid plus kennis of insig, dit gee vir my die vreugde van God. En vanmôre wil ek vir jou vra, as jy regtig sê, Here, hier's ek. Ek het nie meer geluk nie. Almal sien my, ek loop al so, hulle dink ek is al 5 jaar ouer as wat ek moet wees, want my gesig staan altyd vol plooie. Ek is altyd suur, ek is altyd bitter, ek is almal moet sien. Ek het nou eendag iets gesê en ek wil nie jy moet kwaad word nie, hoor net my hart, ek is maar ou wat baie keer snaaks so goed sê. Nou hierdie is ook dalk een. Het jy al gesien, as jy van ver af op ou afgery kom wat by 'n robot staan en bedel? Jy al gesien hoe verander sy gesig van 100 meter weg na 20 meter weg? Hy staan heel normaal as hy aan naby kom. Hulle het 'n manier wat hulle hom trek, asof jy voel die pyn.
En ek kry hulle jammer en ek help baie. Ek wil dit net sê, ek spot nie. Maar baie kinders van die Here is presies dieselfde. Jy sien die pastoor kom naby en begin jy al jou gesig trek want jy soek aandag. Jy kan kwaad word vir my vanmôre. God wil jou help. Hy gaan jou beter help as wat die pastoor jou help. Ek sien iemand met geld nader kom. Hey, ek weet Cassie se sak is diep. Dan kyk ek as ek naby. Wat se twak is dit? Jy was nie nou so nie, man. Ek wil nou vandag vir jou sê, die vreugde in die Here is om volle vertroue op God te hê, nie op 'n mens nie. God gee vreugde, God gee geluk, God gee oorwinning, God gee krag, God gee verlossing, God gee vrymaking. Hy is God, hy bly getrou. Ek sal nie laat die wêreld dit by my vat nie. Ek sal nie laat omstandighede dit vat nie. Ek sal nie laat storms dit wegvat nie. Ek sal nie laat 'n moeilike ekonomie dit vat nie. Ek sal nie laat 'n korrupte regering dit by my steel nie. My vreugde in die Here is my blydskap. Dit is my beskutting. Ons sal staande bly, wil baie ander val, sê amen. Kom ons gee die Here eer, kom ons loof hom vanmôre, kom ons aanbid hom, ons het die vreugde, want God is met ons. Woo, glory to God. Smaal bietjie vir een langs jou. Hy het al gewonder of jy tande het. Smaal bietjie, ja, al is dit op die rims. Smaal maar, dis mooi. Ek wil vanmôre vir jou sê, het jy geweet, ek sluit nou met hierdie gedagte. Ek wil vir iets sê. Die kerk van ouds, ek kom uit 'n kerk uit. Mense, ek is net baie verbaas want ons was maar daar's maar baie groot mense daarin. Niks teen groot mense, my familie is almal baie groot. Van my familie, is baie groot. Ek sê mos hier nou dag staan ek op die skaal toe sê vir my een op 'n slag. Ek wil gou vir iets sê. Ons het al die jare so groot geword van hoe jy moet die Here soek. Jy moet soek, jy so deur die saffer kom jy nader aan God. Hey, ons het baie gevas. Ek is net verbaas dat ons nog steeds so dik is. Ek wonder of ons nie almal skelm geëet het nie, is dalk nie net ekkie. Wie van julle het baie gevas en roep hulle vasdag en gaan eet jy skelm iets dat hulle jou net nie sien nie? Ek het baie gevas. Wie van julle het al gevas? Steek bietjie net. Nou voel dit of ek my regtig hoor praat. Okay, maar kan ek vir jou gou iets vertel? Daar's baie krag in vas, hoor. Daar's baie krag in vas. Hoor my eers reg voordat u dalk nou my verkeerd verstaan. Het u geweet daar's baie meer skrif in die woord van die Here wat sê jy moet feesvieringsdae hou as wat daar is vasdae. Maar die kerk het dit nie baie vir ons geleer nie. Ons ou generasie het dit ook nie baie vir ons geleer nie, want jy kan mos nou nie net gelukkig wees nie. Jy moet bietjie suffer sodat jy kan hemel maak. Ek wil vir jou sê, my vreugde kom van God af. En omdat my vreugde van die Here af is, sê ek nou vir jou, hey, ek gaan sommer vanmiddag fees vier. Ek weet nog net nie, my vrou moet net weet, sy gaan vir my iets moet lekker koop. Weet jy hoekom? Want ek is 'n geseënde van die Here. Ek het die blydskap van die Here en my vreugde lê nou nie in 'n ou chocolaatjie nie, hoor. My vreugde lê nou nie in die lekker yskrem wat ek nou nog gaan eet nie. My vreugde lê daarin dat ek weet ek is 'n koningskind. Ek weet ek is die kop en nie die stert nie. Ek weet vanmiddag, ek weet vanmôre, God gee my die oorwinning. Hy gee saam elke probleem, saam elke beproewing is daar 'n uitkoms. Vandag vertel bietjie vir jou probleme, die uitkoms is naby. Vertel vir die reëse, God is met jou. Mag die Here u salf, mag die Here u seën. Ek sê vandag vir u, jou vreugde, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Moenie lê vyand dit by jou roof nie. This world did not give it, and this world can't take it away. Dis joune in Jesus naam. Kom ons gee die Here eer.